Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlik gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie vir julle wat ingeskakel is op hierdie program van Pastor Newton Bester Ministries. My gebed is dat die Here julle sal versterk en weet dat die Here is hier om ek en u te seën. En ek wil vandag met julle praat rondom die woord van die Here, 'n baie bekende skrif wat ons altyd deur quoteer en ons gebruik altyd deur hierdie skrifgedeelte as ons mense wish op hulle verjaarsdae of huweliksherdenkings of as hy 'n prestasie bereik het by sy werk. En gebruik ons altyd hierdie skrif wat almal nou al ken. Jeremia 29 vers 11 wat sê, want ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek wil klem lê op hierdie gedeelte in Jeremia 29 vers 11 wat sê, ek weet wat se gedagte ek aangaande julle koester, gedagte van vrede en voorspoed, en die Here wil ek en u 'n hoopvolle toekoms gee. Daarom wil ek kon praat oor hierdie onderwerp. Jou toekoms is verseker. Jou toekoms is verseker. Ons hoor vandag die woord van die Here wat opgeteken is in die boeke van Jeremia 29 vers 11. Sê die profeet self, God sê ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, dis gedagtes van vrede en voorspoed. Ek en u moet besef dat ek en u se toekoms is verseker en ons toekoms is in die hande van die Here. En die Bybel sê terwyl die eerste sonde val plaasgevind het in die tuin van Eden, het Adam en Eva gesondig en hulle is uit die tuin van Eden uit weggewys. Maar die Bybel sê en daar het 'n tweede Adam gekom namens Jesus Christus wat kan sê dat ek gaan in elke persoon se plek gaan ek sterwe. En ek gaan my seun Jesus Christus gee as 'n losprys om die toekoms van die mens te verseker. En dis hoekom wil ek konsentreer op die gedeelte wat Jeremia skryf. Hy weet wat se gedagtes hy aangaande vir ek en u koester, dis gedagtes van vrede en voorspoed, en die Here wil ek en u 'n hoopvolle toekoms gee. En al wat ek en u moet doen vandag is om die woord van God te aanvaar oor ek en u se lewe. Van die Bybel sê elke belofte van God se woord is ja en dis amen. Baie mense sal vir jou sê jou lewe is in my hande. Ek kan net so vir jou doodmaak, of ek kan jou net so van jou werk afstrip, of ek kan die posisie wat ek jou gegee het net so van jou af wegneem. Maar ek wil vandag vir jou sê dat jou toekoms is verseker. Mense kan sê dat jou lewe in hulle hande is, maar vandag sê die woord van die Here uitdruklik aan ek en u, en is beter om liewer God se woord oor ek en u se lewe te glo. Omdat die Bybel sê dat die Here is nie 'n mensekind dat hy sal lieg nie. Die Here sal nie 'n belofte maak en nie sy belofte nakom nie. As die Here gesê dat hy weet watter gedagtes hy aangaande vir ek en u koester, is dit gedagte van vrede en voorspoed, en hy wil jou 'n hoopvolle toekoms gee. Die plan van die Here vir 'n mens is 'n hoopvolle toekoms, en hy wil ek en u die vrede gee, die vrede wat die wêreld nie het nie. En daarom wil ek jou sterk bemoedig deur jou vandag te sê, ongeag waardeur jy gaan, hoe jy geonderdruk word, hoe omstandighede
op jou pad kom, wat jou mismoedig maak, wat dink jy gaan nergens kom in die lewe nie. Wil ek vandag vir jou sê, gaan lees die skrif in Jeremia 29 vers 11, wat vir jou uitdruklik sê vandag, God weet watter gedagtes hy aangaande vir ek en u koester, is gedagtes van vrede en voorspoed, en die Here wil ek en u 'n hoopvolle toekoms gee. Hoe weet ek en u dat ons toekoms is verseker? Ek en u moet besef dat die Bybel sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En vandag is my gebed vir jou, dat die Here jou sal help om jou geloof in God in te sit. Wanneer ek in 'n situasie is, of ek verkeer in 'n probleem, en dan kan ek maklik my buurman of my familie vertrou, en ek sit my vertroue op hulle. En die Bybel sê, moenie op die arm van vlees vertrou nie, en daarom kom ek vandag om jou te motiveer, om jou te bemoedig, deur jou te sê, God se woord is ja, en dit is amen, en God weet watter gedagtes hy aangaande vir jou koester, gedagte van vrede en voorspoed vir jou familie, vir jou gesin, vir jou werk, vir enige persoon se plan van God se lewe, vir ek en u is 'n hoopvolle toekoms. Hy het dit reeds bewys, sê die Bybel, juist toe ons nog swak was, sê die Bybel, het God op die regte tyd sy seun Jesus gestuur om aan die kruis vir ek en u te sterwe. Ek wil jou net vandag bemoedig, om jou net vandag te sê, die Here weet watter gedagtes hy aangaande vir ek en u koester. Kom ek en u vat vandag die woord van die Here, en ons maak dit ons eie, en ons sê, ek vat vandag die skrif wat Jeremia vandag vir ons sê, dat die Here weet watter gedagtes hy aangaande vir ek en u koester, en dis 'n gedagte van vrede en voorspoed, en die Here wil ek en u 'n hoopvolle toekoms gee, en die Here sal nie lieg nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Elke belofte in die woord is ja, en dit is amen. Vat vandag die woord van die Here en maak dit jou eie. Van Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou leer, ek wil jou onderrig, ek wil jou die pad wys waarop jy moet loop. As jy wil hê jou toekoms moet verseker is in Christus, dan moet jy toelaat dat die Gees van die Here jou lei in die tyd. Spandeer meer tyd in die woord van die Here. En wanneer ek en u vra het, en ons is op soek na antwoorde, kan ons dit kry in die woord van die Here, want die Here weet watter gedagtes hy aangaande vir ons as mens koester, van hy het sy seun gegee om aan die kruis te sterwe, vir ek en u kry vandag 'n tweede kans by die Here. Sê vir die persoon langs aan jou, dat jou toekoms is verseker, en jou toekoms is in die hande van die lewendige God, en as ek en u se toekoms in God se hande is, gaan God seker maak, ek en u maak dit in die lewe. Ek wil vir jou sê, jong man, jong pa, staan op en vat die woord van die Here vandag, en maak dit vandag jou eie, en begin dit spreek oor jouself, en jou gedagtes word beïnvloed deur jou gevoelens, soos jy dink, so sal dit dan wees. Spreek die woord oor jou lewe, wat sê, ek weet wat se gedagtes die Here aangaande vir my koester. Dit is dan gedagtes van vrede en voorspoed, en as iemand wat sing, en hy noem die, en hy sê, en nou sal ek voorspoedig wees in alles wat ek doen. Al wat jy vandag moet doen is nie
om werke te doen of iemand 'n punt te bewys nie. Al wat jy moet doen is om geloof in God se woord te vat, is om jou geloof in te skerp. En die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Suid-Afrika, ek wil julle vandag bemoedig deur ek en u te sê die Here weet wat se gedagte hy aangaande ek en u koester, en dis 'n gedagte van vrede en voorspoed. Hy sê eers hy weet wat se gedagte hy aangaande jou koester. In ander woorde, God ken ek en u se einde nog voordat ons gebore is, ken God alreeds ons einde, en hy het seker gemaak wanneer ons gebore word dat ek en u kan onder sy genade in beweeg. Die Bybel sê sy genade is vir u, ek en u meer as genoeg. God se genade is vir ek en u meer as genoeg. Moenie langer laat die vyand vir jou 'n punching bag maak nie, maar vat vandag die woord van die Here en spreek dit oor jou lewe en sê vir jou kinders, jou toekoms is verseker, sê jou huwelik is verseker, sê jou familie, ons toekoms is verseker, van ons weet in wie ons glo, en ons dank die Here vir dit wat hy 2000 jaar terug aan die kruis gedoen het vir ek en u. En daarom wil ek jou vandag motiveer om jou te sê, kom ons vat vandag die woord van die Here en ons maak dit vandag ons eie. Die Here is op die troon en hy het 2000 jaar gewys dat hy ons so lief het. Die Bybel sê so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo nie hoef verlore te gaan nie. Vat vandag 'n stap van geloof en stap uit jou omstandighede uit en sê vandag weet ek my toekoms is verseker. En die Bybel sê as jy die Here Jesus Christus aangeneem het volgens Johannes 1 vers 12, dan het hy jou die reg gegee om kind van God genoem te word. Al wat jy vandag moet doen is om die Here aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker. Is nie jou werke wat jou toekoms gaan verseker nie, is jou geloof wat jy in God insit vandag. Neem 'n besluit en neem die regte besluit om te sê totsiens vir die wêreld en kies vandag die Here Jesus Christus, van hy het alreeds bewys dat hy jou so lief het en hy condemn jou nie, van hy is lief vir jou. En ek wil hê vandag jy moet jouself in die spieël kyk en vir jouself sê, Here weet wat se gedagtes hy aangaande vir my koester. Gedagtes van vrede en voorspoed, en die Here gaan ek en u 'n hoopvolle toekoms gee. Al wat die Here wil doen vandag is net dat jy 'n besluit maak. Die Bybel sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo, dan sal jy gered word. En die Bybel sê elke knie sal moet buig en erken dat die Here God is. Daarom lees ons vandag in Jeremia dat die Here weet wat se gedagtes hy aangaande ek en u koester. Wow, is dit nou nie iets om uit te sien nie? Eendag om uit te sien, om te weet dat die Here beplan 'n hoopvolle toekoms vir ek en u. My gebed is regtig dat hierdie boodskap vandag met iemand gepraat het, as jy net moet iets onthou, en onthou dan net hierdie titel, dat ek en u se toekoms is verseker, en ons as mens is bestem om eendag die Here van aangesig tot aangesig te ontmoet. Al wat jy moet doen is soos die verlore seun, staan op en keer terug na die Here toe. Die Here wag jou, die Here roep jou, en die Here het 'n beter plan vir jou. Hou op ons kinders stuur na rehabs toe, kom ons begin
ons kinders vat na die Here toe en ons gaan in ons binnekamer en ons maak die deure agter ons toe en ons bid tot ons verborgene God. Hy wat in die geheim is, gaan ek en u in die lig openbaar. Vader, ons kom vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid vandag, Here, dat u elke kyker sal inspireer, Here. Here, om vas te hou aan die belofte van u, vas te hou aan hierdie woord, Here, wat u sê, u weet watter gedagtes u aangaande vir ons as Suid-Afrikaners ken, Here, en dis gedagte van vrede en voorspoed en u wil ons 'n hoopvolle toekoms gee. Dankie, Here, omdat ons weet, dit wat u aan die kruis gedoen het vir ons, Here, is beteken vir ons baie, Here, en ons het vandag direk toegang tot u, om met u te kommunikeer, my God. My gebed is, Here, dat iemand nie sal ingee op die lewe of opgee op die lewe nie, maar laat hy sal vashou en die woorde sal spreek oor sy lewe, dat u weet watter gedagtes u aangaande vir hulle koester. Seën elke kyker, Here, versterk elke kyker, Here, gee weer hulle geloof, sodat hulle sal vashou aan u, die Here seën. Amen.